vandag praat ons oor die prettige geel kind en wat hulle behoeftes is, sodat jy as ouer kan weet hoe om in hulle temperamente in te werk. So, 'n prettige geel kind het 'n behoefte aan 4 basiese goed. Aandag, goedkeuring, liefde en aanvaarding. Kom ons praat 'n bietjie oor aandag. Nou, as 'n kleuter sal hulle jou van kleins af, van vertrek tot vertrek volg en indien hulle jou nie sien nie, sal hulle verskriklik huilerig raak. Nou, vir 'n tiener, hulle soek jou onverdeelde aandag en hulle wil hê dat jy moet luister na hulle. Hulle hou glad nie daarvan as jy vir hulle dinge sê soos, ek kan nie nou na jou luister nie, wag later. Dit laat hulle nogal verwerk voel, want onthou, van al die temperamente is hulle die hoogste emosioneel. Sit maar by hulle en luister na hulle, luister ook na dit wat hulle glad nie vir jou sê nie. In die tweede plek soek hulle goedkeuring. Van al die temperamente wil hulle erkenning hê, hulle wil goedkeuring hê, hulle wil die heeltyd hoor dat hulle is goed genoeg. As jy hulle voortdurend kritiseer, dan is dit vir hulle soos 'n bak koue water wat jy op 'n brandende vuur, 'n smeulende vuur uitgooi. Dit is asof dit hulle gees uitblus. So wees verskriklik versigtig om nie die heeltyd op hulle batterye te piepie nie. Jy kan nogal maklik dit met hulle regkry. En dan, indien hulle as kinders die heeltyd gekritiseer word, gaan daar iets gebeur. Hulle gaan jou begin ignoreer, omdat hulle nie vir jou belangrik genoeg voel nie. En dan liefde. Van al die temperamente is 'n geel persoon se grootste behoefte liefde. Hulle wil graag aan jou vat. Hulle wil graag by jou sit en hulle bene oor jou uitgooi. Nou kyk, sekere ouers kan nie met dit deel nie. Hulle sê gewoonlik, moet net nie so op my sit nie, sit net daai kant. Moet jy altyd lê. Wees verskriklik versigtig as jy 'n geel kind het. Hulle vat dit nogal baie sleg. So, wees maar versigtig, waak daarteen. En dan, hulle soek aanvaarding. 'n Geel kind wil hê jy moet hulle aanvaar vir wie hulle is, nie vir wie jy wil hê hulle moet wees nie. En wanneer hierdie temperamente nie aanvaar voel nie, wat doen hulle? Hulle gaan soek mense daar buite vir wie hulle aanvaarbaar voel. En dit kan nogal later jare, soos hulle ouer raak, kan dit nogal fataal wees. So, lief hulle liewers en aanvaar hulle en verdra hulle terwyl hulle by jou aan huis is. En dan is dit verskriklik belangrik dat jy sal weet, hierdie kinders beskik oor die vermoë om jou te mislei en te verlei. Verlei is eintlik die woord wat ek wil gebruik, te charm. Hulle kry jou baie maklik in hulle sak. So, dit is hoe hulle werk, hulle lag graag. Hoekom hulle so lekker lag, hard lag ook en aanhoudend lag? Hulle sien goed in prentjies. Dis ook die kinders wat nogal lomp is en goed uit hulle hande kan laat val. En dan as hulle tieners raak, is hulle verskriklik aantrek is vir hulle belangrik en mooi lyk is vir hulle belangrik. Hulle is vergeetagtig, so jy moet hulle maar die hele tyd herinner aan taakies wat afgehandel moet word. Dis maar 'n paar goedjies wat jy in gedagte moet hou. Dis belangrik dat jy hierdie boek sal kry indien jy hom nie het nie, Pret met persoonlikhede, want hierin sê ek vir jou, hoe kom 'n blou ouer met 'n geel kind oor die weg? Nou, dit is vir 'n blou ouer baie uitdagend, hoor. Kom ek sê nou maar, 'n blou ouer het orde, dissipline en strukture, 'n gele het dit glad nie. 'n Rooi ouer voel, man, hou op lag, hierdie is nie 'n speelpark nie, raak 'n bietjie ernstig in die lewe. En dan, 'n geel ouer het nogal baie meer in gemeen met 'n geel kind, en hulle sê 'n groen ouer is die maklikste ouer om met 'n geel kind oor die weg te kom. Ek dink maar dit is omdat 'n geel en 'n groen temperament albei verhoudingsgeoriënteerd is. Maar indien jy meer wil weet oor hoe jy jou kind moet hanteer, kry gerus hierdie boek Pret met persoonlikhede, dis ook beskikbaar in Engels, en jy kan dit aflaai as 'n e-boek van die webblad www.linetbeer.co.za. En onthou, wat is belangrik vir 'n geel kind? Aandag, goedkeuring, liefde en aanvaarding, dit is soos kos vir hulle. Maak dus seker, hulle is altyd honger, maak dus seker, jy voed hulle die hele tyd. Ons praat dan môre oor die rooi temperament.